Nehemia 1 vers 3 tot by 2 vers 5. Ek gaan nie vir jou al die verse lees nie, maar ek gaan so 'n seleksie van verse lees. Ek begin by vers 3. Hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daarlang getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here God van hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaars die Israeliete. Ek doen belydenis van die sonde wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie, ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Dink tog aan die belofte wat u aan die dienaar Moses gemaak het. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Arasasta. Die wyn was voor hom en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nog nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk, as die stad waar my voorvaders begrawe is in puin lê en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Hier in die eerste hoofstuk van Nehemia lees ons dat hy berig kry van mense wat teruggegaan het, ballinge wat teruggegaan het na Jerusalem toe, na Judea toe. Maar hy hoor dat dit baie sleg gaan met hulle, want die mure van Jerusalem is plat, hulle bestaan nie meer nie, alles is in puin en hierdie mense kry swaar. En wat is Nehemia se reaksie? Hy is oneindig hartseer wanneer hy hierdie slegte nuus kry. En dan gaan huil hy gaan sit voor die Here en hy huil oor sy volk. En hy vas en hy bid. En hy herinner God aan sy verbond en aan sy beloftes. En dan bely hy sy en die volk se sonde voor die Here. En dan doen hy nog 'n ding, hy bid en hy sê, dat die Here hom asseblief moet help om iets aan die saak te doen. Hy bied homself aan as 'n oplossing vir die probleem. En hy vra, Here, gee my asseblief die koning se goedgesindheid. En dan gaan hy na die koning toe. Hy stuur 'n skietgebedjie weer op. En hy sê vir die koning, stuur my om die stad Jerusalem te herbou. En nou weet ons wat het verder gebeur. Die koning was Nehemia goedgesind. God het sy gebed beantwoord en die koning sê vir hom gaan en die koning gee vir hom 'n aanbevelingsbrief en Nehemia gaan herbou die stadsmuur. Dit was nie maklik nie, hy het nog baie ander teestand en stryd gekry, maar die Here was met hom en die Here het hom gehelp, want hy was beskikbaar om te gaan. Is jy vandag beskikbaar om te gaan? Is jy, wanneer jy bid, bereid om die oplossing te wees, om die antwoord te wees van jou eie gebed? As jy vir die Here sê, Here, stuur mense die veld in, stuur nog sendelinge die wêreld in, is jy bereid om een van hulle te wees? Soos Nehemia gehuil het, hartseer was toe hy hoor van die nood van sy mense. So behoort die nood van hierdie wêreld ons ook te raak. Behoort ons ook voor God te huil oor mense wat swaar kry, oor mense wat hom nie ken nie. Behoort ons ook soos Nehemia te vas en te bid en ook onsself aan te bied as oplossing. Kom ons vra die Here, kom ons bied onsself aan vir die Here om deur hom gebruik te word soos wat hy wil. Hier is ek, Here, hier is ek. Stuur vir my vandag na waar u my wil gebruik, om u woord te verkondig, om u liefde te gaan uitleef, om vir die wêreld te wys, u is lief vir hulle. Ek wil nie net bid vir die oplossing nie, Here, ek wil ook u oplossing wees in hierdie wêreld. Nie sodat ek myself op die skouer kan klop of my eie beel kan blaas nie, maar net soos wat u my wil gebruik. Gebruik my, Here. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen.